En wees net so bietjie binne God se teenwoordigheid. Ervaar hom, sit by sy voete, word stil voor hom. Here, dankie dat ons vandag in U teenwoordigheid mag wees. Dankie dat ons aan U voete kan kom sit en net wees en luister en inneem en weet, U is 'n groot en almagtige God. U koninkryk heers oor heelal. Dit heers verder as dit ons ooit gedink het of kan dink of wil dink of wat ons breine kan verstaan. U is groter as dit. Dankie Here dat ons vandag en altyd in U teenwoordigheid mag wees. Here, maak ons harte en ons oë oop vir dit wat U vandag vir ons wil kom leer en kom wys. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees Lukas 8 van vers 26. By the way, julle lyk pragtig in julle missies en julle pantoffels, né? Ek hoop julle is almal baie warm. Kom ons lees Lukas 8 vers 26. Daarna het hulle verder gevaar na die land van die Geraseners. Ek sukkel vreeslik met daai woord, Geraseners, wat reg teenoor Galilea lê. Toe Jesus daar aan die wal gaan, het 'n man van 'n dorp af hom tegemoet gekom. Hy was van die bose geeste besete en het 'n hele tyd al nie meer klere gedra nie en ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen grafte. Toe hy Jesus sien, skree hy en val hy op sy knieë voor hom neer terwyl hy hard uitroep: "Wat het U met my te doen, Jesus, seun van God die Almagtige, die Allerhoogste? Ek smeek U, moet my nie pynig nie." Dit het hy gesê omdat Jesus die onrein gees beveel het om uit die man uit te gaan. Dit was 'n bose gees wat hom al baie keer beetgepak het. Al het hulle hom met hand en voetboeie vasgemaak om hom in bedwang te hou, het hy die boeie uitmekaar geruk en is hy deur die bose geeste die woestyn ingejaag. Toe vra Jesus hom: "Wat is jou naam?" "Legio," antwoord hy, want daar het baie bose geeste in hom ingevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die onderaardse diepte toe terug te stuur nie. Daar het 'n hele trop varke teen die berg geloop. Die bose geeste het vir Jesus gesmeek om hulle toe te laat om in die varke in te vaar. Hy het hulle dit toegelaat en die bose geeste het uit die man uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop sit toe op loop teen die hang af in die see in en hulle versuip. Toe die wagters sien wat gebeur het, hardloop hulle weg en gaan vertel dit in die dorp en op die plase. Die mense gaan kyk toe wat gebeur het. Hulle kom toe by Jesus en daar kry hulle die man uit wie die bose geeste uitgevaar het. Hy sit by die voete van Jesus met klere aan en by sy volle verstand en hulle het bang geword. Maar die wat dit gesien het, het hulle vertel hoe die besetene geese genees is. Toe het al die inwoners van die gebied van die Geraseners vir Jesus gevra om van hulle af weg te gaan, omdat hulle baie bang was. Hy het toe in die skei geklim en teruggegaan. Die man uit wie die bose geeste uitgevaar het, het Jesus gesmeek
om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom weggestuur en gesê, gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het. Hy het toe gegaan en die hele dorp deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Ons lees tot daar. Nou, hierdie is 'n baie interessante verhaal. Maar as mense nou dink aan wie God is, dink ons altyd aan God wat so groot en almagtig is. Wat wonderlik is, wat die God van die heelal is, maar God laat my altyd so 'n bietjie aan kontraste dink. Hy's so 'n bietjie iets van uiterstes. Hy's hier groot almagtige God. En in kontras is God bereid, hierdie groot almagtige wonderlike God, is God bereid om tussen my en jou te kom sit en tyd saam met ons te spandeer, moeite te doen met ons, vir ons te wys dat ek nietige mens kosbaar is. En hy hoef dit nie te doen nie, want dit is nie nodig nie, want ons is nie so verskriklik groot in die heelal as ons onsself nou moet in 'n plek sit nie. Ons is eintlik maar baie nietig. Squishy mense. Maar God sien hierdie mense ons raak. Hy spandeer tyd saam met ons. Hy bly binne in ons. Hy's deel van ons. As mens lees en na hierdie verhaal kyk, dan het Jesus, as mens dink aan Jesus, dan het hy verskriklik baie wonderwerke gedoen op aarde. En net voor hierdie verhaal, as ons net die stukkie voor dit lees, maak Jesus die storm stil. En hierdie disippels is heeltemal buite hulle self, want hulle kan nie verstaan wat nou net gebeur het nie. Hulle het gedink hulle gaan doodgaan. Jesus sit in slaap in die skuitjie en hy worry nie en hulle vra vir hom, Jesus, hoekom is jy nie op jou senuwees nie, want die storm gaan ons nou net insluk. Dit is erg, dit is rof, die boot gaan dit nie hou nie. En dan maak Jesus die storm stil. En dan die laaste versie daar, vers 25. Hulle was verbaas en het vir mekaar gesê, wie is hy tog? Hy gee bevele aan wind en water en hulle is aan hom gehoorsaam. So hierdie disippels is heeltemal verbaas en buite hulle self, want hulle het al baie goed gesien, maar Jesus het die mag om vir die wind en vir die see te sê wat om te doen, en hy doen dit. Wie is hierdie Jesus van ons? Hulle besef al hoe meer en meer dat Jesus groter en magtiger is as wat hulle ooit gedink het. Kyk, hulle het geweet, hy is magtig, hy is groot, want hulle het alles gelos vir hom, hulle het agter hom aangegaan. Maar hoe meer hulle tyd saam met ons spandeer, hoe meer kom hulle agter, maar hierdie Jesus met wie ons te doen het, is nie ons speelmaatjie nie, hy is groot. En dan kom hulle aan land en hulle vraag word beantwoord deur 'n man wat voor Jesus in mekaar sak en hom erken as die allerhoogste God. En as mens nou kyk na hierdie man, is dit nie net enige man nie wat dit per ongeluk reg gekry het om agter te kom wie Jesus is nie. Hierdie man is iemand wat mense verskriklik bang vir was. Hy was bekend in die omgewing vir iemand wat buite homself is, wat in besit was, wat besete was met 'n klomp magtige geeste. Hy is buitengewoon sterk en niemand in die dorp waar hy vandaan kom kan hom in toom hou nie. Hy breek die boeye wat hulle hom vasmaak as hulle probeer om hom onder beheer te kry. En alles rondom hom skree onrein. Hy bly tussen grafte. Hy hardloop die woestyn en hy dra nie meer klere nie. Alles is onrein. Dit was 'n besete man en niemand het getwyfel daaroor nie. En iemand wat mense verskriklik bang voor is, wat nie naby hom wil kom nie, kom en hy gaan sak op sy knieë voor Jesus neer en hy smeek om genade.
Hierdie geeste wat in hom is, wat so magtig is, smeek vir Jesus, wees ons asseblief genadig. Hulle weet onmiddellik wie Jesus is. Hulle weet dadelik, hulle moenie eers probeer nie, want Jesus gaan vir hulle gaan tweede kom. Hulle smeek hom dat hulle hom asseblief nie moet terugstuur na die onderaardse dieptes toe nie, want hulle wil nie daar wees nie. Dis sleg, dis rof en hulle wil nie daar wees nie. Hy vra hulle om hulle te stuur in die varke in, wat ook as onrein beskou was in daardie tyd. En is baie snaaks, want Jesus laat dit toe. Hy sê, okay, gaan in. En dan vat hierdie geeste die varke in die see in, en hulle versuip in elk geval, en dan moet hulle in elk geval teruggaan na die onderaardse dieptes toe. So hulle het so al 'n kans gehad, nee. En ons verstaan nie lekker, ons het nie antwoorde vir hierdie verhaal nie, ons verstaan nie hoekom Jesus so opgetree het nie, ons weet nie. Maar die punt is, dit het gebeur, en hierdie wagters, die oppassers van hierdie varke, sien alles gebeur. Hier was getuies, en hulle is so verboureerd en verbaas, en buite hulle self, dat hulle die dorp in hardloop, en vir almal gaan vertel wat nou gebeur het, want dit is verskriklik groot wat nou net gebeur het. En op die plase, en die mense kom, en hulle wil kom kyk, want hierdie besete man, wat almal voor bang was, wat niemand enige beheer oor het nie, die geeste is uit hom uitgedryf. Iemand het beheer gekry oor hierdie man. God se almag. God se almag wat so groot is, wat die mag het om goed in toom te hou, wat almal voor bang is. Hy kan enigiets doen, hy is groter en sterker. En dan die teenoorgestelde, die kontras. As hierdie mense, hierdie man kom soek, met al die chaos wat in die gang is, kom hulle op die man af. En wat doen hy? Hy sit by Jesus se voete, met klere aan, hy is by sy volle bewussyn, hy praat, hy is wie hy nog altyd was. Hy is normaal. Jesus laat hom toe om by sy voete te wees. So niemand kon getwyfel het daai dag wat gebeur het nie. Dit was nie net ietsie wat rumors wat omgegaan het nie. Hierdie mense het geweet wie hierdie man was. Hulle het geweet wat gebeur het en niemand het enige raad gehad nie. Almal was moedeloos. Almal was raadop. En hier kom hierdie man, Jesus Christus. Hy praat net met hom, hy sê net, gaan uit. En hierdie man se lewe verander. God is regtig groot. Ons dien regtig 'n almagtige God. As ons in die Ou Testament gaan lees ook, as Moses vir God vra om hom te sien, dan sê God, ek's te heilig. Jy kan nie my sien nie, jy gaan dit nie oorleef nie. En God laat toe dat Moses iets van hom beleef en hy sit sy hand oor hom, hy sit hom in 'n skeer van 'n rots en hy sit sy hand oor hom terwyl hy verbygaan. En dan laat God toe dat Moses sy agterkant sien. Want niemand kan God se in die oë kyk en oorleef nie, want hy's net te heilig en te groot. En ons is net te vol sonde en te nietig, ons kan nie dit oorleef by God nie. En hierdie groot God kom aarde toe, hy kom woon tussen ons, hy word een van ons, en hy laat toe dat ons sy grootheid sien, en hy werk met mense wat dit nie verdien nie in liefde. Hy sterf, hy gaan dood
vir ons. Hy kom wys vir ons hoe groot sy liefde is. En hier kom hierdie mense op hierdie man af en hy het sy lewe teruggekry. En hierdie mense is bang. Hulle is bang want hulle weet hier het iets baie groots gebeur en hulle weet nie hoe om dit te verwerk nie. En hulle vra eerder vir Jesus, gaan net weg want ons kan nie hierdie grootheid hanteer nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons is bang. En Jesus laat toe en hy gaan weg. Hy gaan weer terug. Maar dan doen Jesus iets amazings. Hierdie man wat hy nou net genees het, wat sy lewe verander het, wil met alle mag na Jesus toe gaan, want sy lewe is handomkeer omgedraai. En hy kan nooit weer dieselfde wees nie. Hy wil net by Jesus wees die hele tyd. Hy is ook bereid, net soos die disippels, om hulle lewe op te gee vir hom. En dan sê Jesus, nee, moenie saam my kom nie. Bly agter, gaan terug huis toe. En hy gee hierdie mens terug vir sy familie, terug vir sy gemeenskap. En hy sê, gaan vertel. Want hulle is nie bang vir jou nie. Jy kan die liefde wat jy van my ontvang het, leef. Gaan vertel vir hulle van die groot dade wat God in jou lewe kom doen het. En hierdie man is terug na sy lewe toe, terug na sy dorp toe, terug na sy familie toe. En hy het daardie liefde wat hy van Jesus ontvang het, gaan leef in die gemeenskap waar God hom geplaas het. En laat mens dink, ons vra altyd vir hierdie groot wonderwerke en God moet aan my verskyn en hy met 'n stem uit die hemel uit met my praat, dan sal ek vir hom luister, dan sal ek glo dat hy werklik is. Maar ek weet nie altyd so baie mooi of ons besef hoe groot God regtig is nie. En of ons dit regtig kan hanteer as hy die hele tyd tussen ons hier fisies onder ons kom woon. Ons kan nie, hy's net te groot, hy's te almagtig. Maar God weet wat ons nodig het. En die wonderlike ding is God het so 'n stukkie van wie hy is vir ons kom wys. Deur vir Jesus aarde te stuur en vir ons kom wys, wat beteken dit om te leef saam met die God van die heelal, om onder ons te kom woon en hom te kom beleef. En dan sterf hierdie God vir ons sodat ons die kans het om deel te wees van hierdie grootheid. Dit sê maar elkeen wat glo dat ek gesterf het vir jou sondes, kom maak ek nuut, ek maak jou wit soos sneeu en ek gee vir jou die geleentheid om saam met my vir ewig te kan wees. Hy het 'n plan gemaak dat ons by hom kan wees. En dan stuur hy die Heilige Gees. En dan is Jesus nie net 'n mens wat tussen ons kom woon nie. Hy kom leef binne in ons. Deel van ons wese. Deel van ons DNA. As jy hom aanneem as die God van die heelal, word hy deel van jou DNA. Hy word deel van jou hart. Hy vloei deur jou are. Hy's deel van wie jy is. Die God van die heelal maak moeite met ek wat so nietig is. Hy sê ek gaan jou wys hoe lief ek jou het. So God kom nie fisies op aarde noodwendig tussen ons woon aan al sy almag nie, want ons kan dit nie hanteer nie. Ons sal die hele tyd bang wees. Maar God stuur ons as mense, net soos wat hy hierdie man teruggestuur het in sy gemeenskap in, stuur hy ons wat deel is van wie hy is, uit in die wêreld waar hy jou gesit het. Om sy liefde wat jy nou net ervaar het by hom, die wonderwerk wat hy in jou lewe kom doen het, waar jy sy hom aanvaar het as ons koning, stuur hy jou uit in die wêreld in, en hy sê, gaan leef hierdie liefde. Wees wat ek met jou kom doen het. Wees liewe mense, help hulle om te ontdek wie ek is. Help hulle om te sien dat daar 'n God is wat groter en magtiger as enige van jou vrese is. En daardie groot God is nie net groot en magtig nie.
daai God is lief vir jou, met sy alles, met sy grootheid. Hy's lief vir jou, en hy wil jou nie laat gaan nie. God werk op verskillende maniere in hierdie wêreld. Maar God gebruik ons, hy wil elkeen van ons gebruik, deur ons in te stuur in die wêreld, en stukkies van sy groot en magtige koninkryk in die wêreld te gaan vestig. Hy sê, gaan vertel, laat toe, dat dit wat jy ontvang het, wat deel van jou lewe is, wat jou identiteit vorm, dat dit uitborrel uit jou uit, en wees dit wat ek vir jou is, vir die mense rondom jou, sodat hulle my ook kan aanvaar, en my liefde, my volheid, kan ervaar, en ook eendag, oral, altyd, saam met my vir ewig kan wees. Hy stuur elkeen van ons, om sy liefde te kan weet. Is nie wonderlik nie, ons nietige mense, God wil ons gebruik, en hy is lief vir ons. Hy sien ons raak, ons is kosbaar vir hom. Hy het jou lief met sy alles, met sy grootheid. Hy is groter en liewer vir jou as wat jy ooit kan dink, as wat jy ooit sal besef. Mag jy 'n verskil maak waar God jou plaas in die omgewing waar jy is. En mag die liefde van God nie net iets is wat jy per ongeluk een keer 'n week ervaar nie. Maar mag dit regtig deel word van jou wese, deel van jou DNA. Kom ons bid saam. Here, U is 'n groot en almagtige God, en ons kan nie eens begin om te dink hoe groot U is nie. Hoe wonderlik U koninkryk is. Hoe wonderlik alles is wat U gemaak het nie. Here, ons ervaar maar net klein stukkies daarvan, Here, want ons kan nie dit alles begryp nie. Ons kan nie, want dit is net te groot vir ons om te begryp. Dankie dat U vir ons help om dit te beleef. Dankie dat ons deel van dit kan wees. Dankie dat U ons as nietige klein mensies raak sien, deel van ons word, en ons toelaat om saam met U elke dag van ons lewe, elke sekond van ons lewe te leef. Ten spyte van al die pyn en seer wat ons mag ervaar, U is groter as dit. Ten spyte van al die moedeloosheid wat ons baie keer ervaar in die wêreld wat in chaos is, weet ons U is groter as dit. En daardie grootheid leef in elkeen van ons. Here, mag ons dit nooit vergeet nie. Mag ons elke dag regtig in dit leef. Dankie Here vir U liefde en U genade. Dankie vir U teenwoordigheid in ons lewe. Dankie net vir wie U is. Amen.